Die Porter-Lawler-model van motivering bou voort op Vroomse verwagtingsteorie deur 'n omvattende siening te bied van hoe belonings, moeite en prestasie met mekaar verbind is. Dit beklemtoon die rol van intrinsieke en ekstrinsieke belonings in die dryf van motivering. Die model dui daarop dat motivering nie uitsluitlik op poging gebaseer is nie, maar ook op 'n individu se vermoë en rolpersepsies. Dit beklemtoon dat prestasie tot belonings lei, wat dan werkstevredenheid en toekomstige motivering beïnvloed. Intrinsieke belonings soos persoonlike groei en 'n gevoel van prestasie en ekstrinsieke belonings soos salaris en bevorderings speel sleutelrolle in motivering. Die model daag die idee uit dat moeite direk tot tevredenheid lei en stel voor dat belonings as billik beskou moet word om motivering te verbeter. Werknemerverwagtinge oor hul vermoë om te presteer en die waarskynlikheid om belonings te ontvang beïnvloed hul motiveringsvlakke. Die model integreer sleutelaspekte van ander motiveringsteorieë, wat dit 'n holistiese benadering maak tot die begrip van werknemersmotivering. Die model daag die idee uit dat moeite direk tot tevredenheid lei en stel voor dat belonings as billik beskou moet word om motivering te verbeter. Werknemers se verwagtinge oor hul vermoë om te presteer en die waarskynlikheid om belonings te ontvang beïnvloed hul motiveringsvlakke. Die model integreer sleutelaspekte van ander motiveringsteorieë, wat dit 'n holistiese benadering tot die begrip van werknemersmotivering maak. Die Porter-Lawler-model bied 'n gestruktureerde begrip van motivering deur poging, prestasie en belonings te koppel. Dit beklemtoon die belangrikheid van billike en betekenisvolle belonings in die handhawing van werknemersmotivering en werkstevredenheid.